Dag luisteraars, ek deel graag met jou vandag oor purpose and delay. Abba Vader, dankie dat ons deur die bloed van Jesus kan verklaar, ek is kind van God. Dankie Heilige Gees, dat U wat in ons woon, kragtiger is as al die bose magte in die wêreld. Here, ons erken, ons is deur U genade gered. Heilige Gees, help my asseblief om U woord suiwer en kragtig te bring, soos wat U dit op my hart lê. Ons gee U al die eer en heerlikheid wat U toekom. Raak elke hart bonatuurlik aan en open ons ore om in U presence te beweeg in Jesus naam. Amen. Nou die vorige lesing het ek al reeds gesê dat jy op aarde geplaas is vir 'n sekere doel, vir 'n sekere purpose. Nou, hoe bereik ek my doel op aarde? Ek dink hierdie het ek ook al reeds gedeel dalk met jou. Hoe bereik jy jou doel op aarde? Met ander woorde, waarvoor God jou aarde toegestuur het? Hoekom is jy op aarde? Wat moet jy eintlik doen hier op aarde? As jou lewe ooreenstem met dit wat in jou boek van die lewe geskryf is, Openbaring 13:8. Jy moet die woord ken en glo, die woord is die waarheid. Ons het nodig om die geestelike wêreld te verstaan. Nou, hoe werk dit? Daar is 'n hemel en 'n hel. Die Here het sy engele, sy bloed, sy naam. Die duisternis het ook 'n linie en bose magte wat ons kan beïnvloed. Alles wat jy sien gaan oor bloed. Daar is bloed op die aarde, daar is bloed in die hemele. Jesus se kruisiging, Jesus se bloed op die versoendeksel. Deur middel van die kruis kan ons deur die bloed gaan en ek kan verklaar, ek is kind van God. Jy sal erken word deur jou rang en jou autoriteit. Jou purpose is nie jou beroep nie. In die Passion Translation, John 4:23-24 sê vir ons, From here on, worshipping the Father will not be a matter of the right place, but with the right heart. For God is a spirit, and He longs to have sincere worshippers who worship and adore Him in the realm of the Spirit and in truth. God is breath, or God is wind. Jesus refers to Spirit more than 100 times in the 4 Gospels. In die geestelike is daar die helms en dimensies waarin jy beweeg. Jy gaan dit sien of voel. Jy gaan bewus wees daarvan. As die glory cloud van God beweeg, kan jy iets ervaar, voel, jou hare kan rys en jy kan selfs iets ruik. Die atmosfeer verander en dit is die Shekinah glory van God en daar gee jy oor, daar surrender jy. Daar as jy by sy voete sit, He will wash over you. En dit gee hy jou krag en sterkte en verander jou gedagtes. In enige plek waar jy bly, moet jy weet, daar is Sangomas en Inchangas. So bly nederig. Ons moet nooit by 'n plek kom waar ons dink, ons het nie mense, of ons het die Here nie nodig nie. In Johannes 4 vers 4, bemoedig gelowiges met die versekering dat die Heilige Gees wat in hulle woon, kragtiger is as die bose magte in die wêreld. Jy moet erken, jy is deur genade gered. En dan Esegiel 47:3 beskryf 'n visioen waarin 'n man met 'n meetlyn ooswaarts stap, 1000 el meet en die profeet deur water laat loop, wat tot by die enkels kom. Hierdie water vloei vanuit die tempel en verteenwoordig die verspreiding van lewegewende genade wat in die daaropvolgende verse al dieper word.
kniediep, heupdiep en 'n onbegaanbare rivier. Die visioen beklemtoon die groei van God se seën en teenwoordigheid wat begin as 'n stroompie en uitgroei tot 'n groot lewegewende rivier. Gaan dieper in. Ons moet nie net staan nie, maar dieper ingaan. Julle is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Jeremia 1 vers 5, your calling, of as jy wil sê jou roeping. Before I shaped you in the womb, I knew you intimately. I had divine plans for you before I gave you life. And I set you apart and chose you to be mine. You are my prophetic gift to the nations. Daar is 'n natuurlike riem en daar is 'n bonatuurlike riem. Realms waar die Here woon, hy woon in eternity of die ewigheid. Hy is die begin en die einde. Daar is nie tyd in hom nie. En die Here praat deur profeseë, deur seisoene en deur openbaringe. Ons moet waarneem in die bonatuurlike dit wat daar is. Hy het vir jou toegang gegee om dinge te roep, te bring en af te trek. Soos die Passion Translation dit so mooi sê in Matthew 16:19. I will give you the keys of heaven's kingdom realm, to forbid on earth that which is forbidden in heaven, and to release on earth that which is released in heaven. That which you forbid on earth must be that which is already forbidden in heaven, and that which you permit on earth must be that which is already permitted in heaven. Ons ook as mense het ook 3 dimensies: gees, siel en liggaam. Jy is in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n geesmens in eternity. Jy is 'n geesmens, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Nou elke dimensie speel 'n unieke rol in jou bestaan, want jy kan nie sonder een van hulle leef nie. Nou 1 Tessalonisense sê dit vir ons baie duidelik, dat ons 3 dimensies het. 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag God tot vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Nou die liggaam, dit is die gedeelte wat jy in die spieël sien. Met ander woorde, dit wat tasbaar is, wat jy aan kan vat. Ons liggaam omvat ons fisiese organe en stelsels. Jou brein, jou hart, die spiere, jou skelet, die senuweestelsel en dan jou fisiese sintuie, jou oë, jou ore, smaak, jou neus en jou vel, waardeur jy waarneem. En dan het jy ook 'n sielsdimensie, die siege, die diepste kern van jou wese is ons persoonlikheid. Dit is ons emosies, ons denke en ons wil. Ook jou bewuste en onderbewuste. Dit is hier waar ons besluite neem, logies dink en emosioneel reageer. Nou met die gees, ons kommunikeer met God van gees tot gees. God is gees en ons is na sy beeld en gelykenis geskape. Ons is geheilig, eenkant gesit en verordeneer nog voor ons geboorte. Ons gees is leeg en donker en God se gees het daaroor gesweef. Die lig waarvan die lig aangeskakel word, sal dit die duisternis verdryf. Ons word oorgebring na die wonderbare lig van God. En ons gees word 'n lamp in God se hande waarmee hy ons binneste ondersoek. Dit is vanuit ons geesdimensie waar ons ontmoetinge, encounters met God ervaar.
Jy is 'n geestelike wese. Jy is weergebore. Jy het toegang tot die Heilige Gees. Die Heilige Gees is in jou en dan het jy autoriteit. Jy het 'n purpose. Maar dit gaan jou geloof kos. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy kan beweeg in die natuurlike, in die bonatuurlike. Satan worry nie oor skriffies teen die muur of teen die yskas nie. Wat hom laat worry is of jy dit glo. Maar hy glo dit ook. Dit is hier waar dan geestelike oorlogvoering inkom. Waar Efesiërs 6:12 ons sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte. Daar is 4 dimensies, owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis en bose magte. Of jy in Engels, principalities, authorities, powers and spiritual forces. Met geestelike oorlogvoering moet jou gedagtes skoon en suiwer wees. Intimiteit met God is baie, baie belangrik. Die Here gaan jou equip, nie mens nie. Dit is nie 'n mens wat jy equip nie, God gaan jou equip. Jy praat onder die mantel van autoriteit. Hy gaan jou toerus wat jy benodig vir jou doel. So gaan na jou secret place, jou stilte plek, die allerheiligste, in die Holy of Holies. Waar is daai secret place eintlik? Daai secret place is die hart van God. In jou huishouding moet 'n altaar gebou word, waar jy kan sê, Here, ontmoet my hier. Nou Johannes 4 vers 7 tot 31, sal julle weet, ek gaan dit nie nou vir julle lees nie, maar julle ken almal die storie van die Samaritaanse vrou, wat by Jakob se put gaan water skep het, nê. Maar ek wil vir julle net hier attent maak daarop, kyk God se hart in hierdie gedeelte van die skrif. Hy sê nie vir haar, maar jy het daarom baie mans gehad nie. Jesus kom na haar en hy sê vir haar, hoe dors sy het. Jakobus 5:16 sê vir ons, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou Daniël 10 vers 12 tot 13. Daniël het gebid vir 21 dae, maar die Here het die eerste dag sy gebed gehoor en beantwoord. Hoekom na 21 dae? Nou dit is waar dit nou inkom waar ek dit met julle deel is, dit is die spirit of delay of die spirit of stagnation. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het vir 21 dae teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help. Jy veg teen die owerhede, teen die principalities. Nou wat is 'n owerheid of dan 'n principality? Wat is 'n principality? Dit is 'n prins of 'n koning oor 'n sekere realm of 'n dimensie. Nou hoe kom 'n aktiwiteit in my huis? Ons het mense wat by ons werk, daar's vriende wat inkom en uitgaan, daar's kinders wat inkom en uitgaan. Nou 'n owerheid of 'n principality kom in 'n gees en hy kyk na 3 goed. Onthou wat ek net te veel gesê het, ons is 'n geestelike wese, né? Jy het 'n geesmens, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Nou die principality kom in. Waarna kyk die principality? 1. Wie is die profeet in die huis? Nommer 2. Hy kyk wie is weergebore. Nommer 3. Hy kyk wie is die swakkeling. En hy soek die swakkeling. In gees is hy die gebiedshoof in die celestial realm. Ons het die vermoë om deur visioene, deur die gees van God, om te beweeg in hierdie realm. So ek wil net vir jou weer daardie 3 noem, die eternity is waar God woon, en dan everlasting, die tweede,
is waar engele en demone operate. Hier waar geestelike oorlogvoering plaasvind. Dit is daar by everlasting. En nou die time is die tyd, is hier waar ons woon, is time. Ons het net gesien, in God is daar nie tyd nie, maar hier by ons, in time, dit is waar ons woon. Verstaan die geestelike riem, hy het hiërargie, daar strukture, as jy daar kom, kyk hulle na jou rang en jou autoriteit. Nou, hoe weet hulle dit? Kom ons kyk, waar is 'n bewys daarvan? As ons kyk in ons Bybelsbehandelinge 19:14 tot 17, van 7 seuns van Skewa, die bose gees het geantwoord, vir hulle geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en Paulus weet ek van, maar julle, wie is julle? Sien julle 'n voorbeeld daarvan? So met ander woorde, in die geesdimensie sal demone jou erken aan jou rang en jou autoriteit. Nou gaan ek net vir jou voorbeeld ook stel, hoe dit wel inkom, miskien in 'n huis. 'n Voorbeeld, byvoorbeeld sê net daar is 'n tienerkind wat kuier, miskien in 'n klub, het dan vanaand na 'n klub toe gegaan, en dan 'n principality of 'n owerheid het by sy huis ingekom, miskien deur vriende. Nou die ruler of darkness word dan ingelig. Jy het nou hier ingekom, dan kan jy nou beweeg in sekere gedeeltes van die huis. Maar onthou die hiërargie van Satan het ook so range onder hulle. So nou die ruler of darkness vir hulle ingelig, hulle kan nou inkom en sekere gedeeltes in die huis kan hulle nou in begin beweeg. En nou roep hy 'n mag in wat mag gaan bring, wat hulle in die huis begin doen. So hy gaan hulle 'n opdrag gee, wat in daardie huis gedoen moet word. Byvoorbeeld, hulle moet nou sien met daai gedeelte van die huis kan hulle nou rebelleer, daar is nou dwelmverslaafdheid kan hulle mee begin, prostitusie, pornografie, drankmisbruik en dwelms en wat ook al, en hulle gee dit oor aan die bose gees, hulle gee dit oor aan die wicked spirit. En wanneer jy geestelike oorlogvoering doen, staan in geloof, weet wie is jy in Christus, dan kan ons nie staan met, ek is jammer ek leef houding nie. Jy moet paraat wees, jy moet reg wees, jy moet in jou autoriteit opstaan. Soos Efesiërs 6 vir ons sê, gear up, jy het autoriteit. Jy het 'n doel, jy het 'n purpose. Here, maak my boek van die lewe oop en honger en dors na hom. Daar is bloed in die natuurlike en daar is bloed in die heavenlies. Die geestelike riem, die owerhede, magte en wêreldheersers, hulle herken die bloed en hulle kan hier loop. Hoekom? Die bose gees van dood erken die bloed van Jesus. Daar is een gesteek met 'n mes, daar is miskien 'n man wat sy vrou doodgemaak het, en dan is daar ook portals. Nou portals is spiritual gateways, soos 'n open heaven connecting earthly realm to the heavenly realm, allowing divine communication. Dit is die portals, nee, maar ons het die autoriteit. Spreek lewe. Jy kan die gees van dood bind, selfmoord, maar jy sal dit spreek en hierdie keer sal jy dit spreek in geloof. Soos Efesiërs 1:11, the Passion Translation, through our union with Christ, we too have been claimed by God as His own inheritance. Before we were even born, He gave us our destiny, that He would fulfill the plan of God, who always accomplishes every purpose and plan in His heart. Nou gaan ek in Matteus 26 vers 26, gaan ons in die Passion Translation gaan ek vir julle lees oor the Lord's Supper. So jy kan jou broodjie nou reg kry, Jesus se liggaam, en jy kan jou sappie gereed kry.
terwyl ek nou vir jou Matteus 26 gedeeltetjies gaan lees. As they ate, Jesus took the bread and blessed it and broke it and gave it to his disciples. He said to them, "This is my body, eat it." Then, taking the cup of wine and giving praises to the Father, he entered into covenant with them, saying, "This is my blood. Each of you must drink it in fulfillment of the covenant. For this is the blood that seals the new covenant. It will be poured out for many for the complete forgiveness of sins. The next time we drink this, I will be with you, and we drink it together with a new understanding in the kingdom realm of my Father." Ons is nou in die riem van die koninkryk van God. Die Heilige Gees bring ons in die liggaam van Christus in en in die realiteit van die koninkryk van God. Jesus is teenwoordig by ons. Jesus drink dit nou op 'n nuwe manier, nie net een keer 'n jaar met Pasga nie, maar elke keer wanneer ons hom aanbid deur communion te gebruik. So daarom sluit ek ook nou af daarmee, soos jy dit nou inneem, die broodjie wat sy liggaam vir jou gedoen het aan daardie kruis, wat sy bloed vir jou gedoen het aan die kruis. En sluit ek af met: Here, U het vir my beplan en ek gaan U soek met my hele hart, al my krag en al my verstand, en ek wil uitkom by dit wat U vir my beplan het. Amen.